Ons kom kerk toe om te hoor wat God vir ons sê. En 'n mens kan nie duideliker God hoor praat as in sy woord nie. En daarom is dit so hartseer dat in sekere gemeentes die Bybel net verdwyn het. En daar word nie eers uit die Bybel hier aangehaal nie. Ek dink dit maak 'n gemeente arm. Baie arm. Die woord moet sentraal staan. Dis hoekom die kansel ook in die middel van die gemeente staan. Hier staan, die woord is sentraal. Want dit is God se woord. En hy kom nou aan die woord. In Spreuke 31 vers 25, ek gaan dit sommer hier lees. Alles aan haar, dis nou moeder, spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy, sê hierdie man, oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. Maar as sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Dis 'n loflied opgedra aan 'n ma. 'n gedig oor 'n ma. Oor daar so baie dinge wat ek vanoggend uit die woord uit vir u kon sê oor 'n ma, maar ek gaan by 3 dingetjies stil staan. En die eerste ding wat ek wil sê, en ek dink ons moet almal baie mooi luister, en dit wat ek vanoggend vir julle sê, kom so uit my hart uit, want ek verlang nie net na my ma nie, ek verlang na my vrou, ek verlang na my kinders daar ver in die buiteland. My dogters almal vanoggend gesê, goeie wonderlike Moedersdag. Weet jy, Sondag vir my is nogal hartseerdag. Verlange dag. Dan onthou mens die mense wat 'n groot rol in jou lewe gespeel het, veral jou gesin. Weet jy wat doen moederliefde? Moederliefde wys jou God se liefde. Weet jy as jy wil weet hoe lyk God se liefde? Dan kyk jy mens eers na Jesus, want Jesus het God se liefde kom leef. Hy het nie kom praat nie, hy het nie gepreek daaroor nie. Jesus was God se preek van liefde in hierdie wêreld. Jesus was God se preek van liefde in hierdie wêreld. En daarom demonstreer 'n ma God se liefde. Jesaja 49 vers 15 sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Ek sê die ma sal jou nooit vergeet nie. Ek sal jou nooit vergeet nie. En ek kan dit sê van elke ma wat ek ken. En in my bediening van 50 jaar het ek die mooiste goed beleef van 'n ma wat haar kind nooit in die steek sal laat nie. Nooit. Ek het al die verhaaltjie vertel, maar ek is 'n storieman. Ek sê die Here altyd baie dankie. Here, dankie dat ek kan stories vertel. En hierdie is 'n ware storie wat ek nou vertel. Daar word vertel van daar was 'n huisbrand gewees. En die mense binne in die huis was 'n gevaar en elkeen het uitgehardloop nie, maar daar was 'n klein dogtertjie in haar kamer en haar bedjie, sy was eintlik die jongste in die huis en maar 'n baba. En die ma het in die kamer ingehardloop en sy het met haar hande die vlamme doodgedruk wat die meisietjie gebrand het. En sy het die dogtertjie uit die huis uitgebring. Word vertel dat die dogtertjie het baie mooi herstel en dit was 'n baie mooi ma en die dogtertjie was baie lief aan ma
En toe eendag toe klim sy op haar ma se skoot, want haar ma se hande was verbrand, amper kloue geword. So aan haar ma was alles mooi behalwe die hande. En toe kom die dogtertjie en sy wou nooit vir haar ma vra en sy sê, mamma, weet jy het die mooiste hare van al die mammas. Jy het die mooiste oë. En so sê maar voortgegaan, en ma die mooiste dit en die mooiste dat. Sy sê, ma, hoekom is ma se hande so lelik? En toe sê sy, ek het met hierdie 2 hande, het ek die vlamme doodgedruk, toe ons die brand in die huis gehad het. En toe kyk die dogtertjie in haar ma se oë en sy sê, jy weet mamma, jy het die mooiste hande van al die mense wat ek ken. Jy sien, 'n ma kan haar kind nie in die steek laat nie. Hoe word daar storieetjies vertel van 'n mamma hen, waar daar ook 'n brand was, en dat die mamma hen gekry het wat doodgebrand het, en die kykentjies onder haar het sy veilig gehou. Dis alles storieetjies, maar weet jy, dit vertel net die moederinstink. Die moederinstink is om te gee, om te sorg, om daar te wees. En weet jy wat, dit demonstreer God se liefde. Want God sal ons nie in die steek laat nie. Hy sê dit, ek sal julle nooit in die steek laat nie. Is dit nie waar nie? En dit demonstreer 'n ma. Onthou, daar gaan 'n Vadersdag wees. Dan gaan ek meer praat oor die vader. Maar vandag gaan ons praat oor die ma. Nie asof die pa nou afwesig is nie. Maar kom ons plaas die soeklig nou vandag op die mamma. En ek dink sy verdien dit, soos daar staan in Spreuke. Sy verdien dit om geëer te word. En daarom doen ons dit graag op hierdie dag. Want God is getrou, soos 'n ma. En God is standvastig. Weet jy, ek sê altyd, die vrou is die sement. As die ma die pad vat, of as 'n ma verdwyn, dan is dit asof ons gesin half uitmekaar uitval. En ek wil nie volgende oor myself kom preek nie. Ek gaan ook nie hier kom huil oor myself nie. Maar weet jy toe my vrou dood is na 55 jaar se huwelik, het ons gesin nie uitmekaar uitgespat nie, maar ons was verward. Want sy het die rol gespeel van om ons by mekaar te hou, elke verjaarsdag, elke feesviering rondom ma. En nou sy nie daar nie. En ek weet nie hoe om dit te doen nie. En ek moes dit leer. En op hierdie stadium probeer ek die plek van my kinders se ma inneem. En op 'n manier het ons weer by mekaar gekom. Want ek het besef, as ek dit nie gaan doen nie, gaan die sin uit mekaar uit. Want hulle woon oral in Engeland. Ek het spesiaal na Swede toe gegaan na my dogter en my skoonseun vir 'n maand, in die koudste maand. Maar ek het gegaan, weet jy hoekom? Want Nelly sou dit van my verwag het. Jy sien, 'n ma is dood, maar haar gees leef voort. Die ma is dood, maar haar gees leef voort. In elke samekoms, in elke byeenkoms, elke Kersfees is ma teenwoordig. My dogters het almal, my seun almal vir ons gesê, ons verlang na mamma. God is standvastig, hy's betroubaar. Ons kan hom vertrou. Selfs as ons wegdwaal, is God daar. Jy weet, 'n pa kan soms hard wees. 'n Pa kan vir sy seun sê, hoor hierso, jy sit jou voet nie in hierdie huis nie. 'n Ma sal dit nooit sê nie. Nooit. Nie 'n ma wat ek ken nie. Sy veg altyd vir die kind. Sy's altyd staan in vir die kinders. So ek glo, as ons dink aan ons ma's, dan dink ons aan God se liefde. God se liefde. En my ma, jou ma, het hierdie liefde van God gedemonstreer.
En so het ons God se liefde geken. Daai vashou van wanneer jy bang in die nag is, soos die ou dogtertjie, haar ma het elke aand vir haar in die bedjie gesit en haar toegemaak en vir haar die storieetjie gelees en dan die lig afgesit. En net voor sy die lig wil afsit, toe sê die dogtertjie, mamma, ek soek vanaand vleis langs my in die bed. En toe klim die ma in die bed en sy lê langs haar dogtertjie. Jy sien, as 'n kind soek in die donkerte, dan soek sy haar ma. As 'n kind hartseer is, soek sy haar ma. As kindertjies by die skool haar afknou en haar boelie, dan soek sy haar ma. 'n Ma herinner ons aan God se liefde. Maar weet jy, die wonderlike ding van 'n ma is dat sy plant die volgende geslag voort. En dit is biologies, is dit so. Daarom sê Paulus vir Timoteus, jy weet Timoteus was 'n jong man saam met Paulus gereis het. Hy sê in 2 Timoteus 1:5, ek dink aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise was en in jou ma Eunice. Wat? Daarvan is ek oortuig ook in jou is. Hy sê vir die Timoteus, hierdie geloof wat ek in jou sien, kom al van ouma Louise af en kom van jou ma Eunice af. Jy sien, 'n vrou plant jou nie net biologies voort nie. Hoor mooi, 'n ma bring ook 'n geestelike kind voort. Ek sal nooit vergeet nie, dat ek was op 'n kamp gewees saam met my ouers, daar maak nie saak waar nie. En daar was 'n kamp gewees, en die dominee daar het gepraat van, jy moet jou lewe vir Jesus gee, en jy moet jou vir Jesus in jou hartjie innooi. En toe ek by die huis kom na die kamp gesprek, toe sê ek, mamma, kan ons kamer toe gaan? Ek was so 7-8. En ons staan saam in die kamer. En sy sê, wat wil jy vir my sê? Ek sê, mamma, sal mamma saam my bid? Want ek wil Jesus in my lewe toelaat. En ek het agterna gebid. Liewe Jesus, ek neem U aan. 'n Ma op haar knieë, saam met haar kind, wat doen sy? Sy vat hom Jesus toe. Vat hom Jesus toe. Onthou vir Hanna, wat Samuel opgedra het aan die Here, en hoe Hanna Samuel terug gaan gee vir die Here. En dis wat ons doen by die doop in die NG Kerk, die kinderdoop, is eintlik ook 'n toewyding, is eintlik 'n belofte wat ouers kom aflê. Ons sal hierdie kind groot maak vir die Here. Die eendag met sy belydenisaflegging, dan sê hy, dit wat my ouers beloof het, dit het in my lewe gerealiseer. Ek is 'n kind van die Here. Ek dien die Here. Dank die Here vir elke ma wat 'n kind na die Here toe gelei het. En dan is die grootste geskenk wat jy ooit kan ontvang. Dis 'n ma wat bid vir haar kinders. Haar kinders leer van Jesus. Leer wat geloof beteken. Lei haar kind na die Here toe. Kan ek jou vra? Het jou ma jou na Jesus toe gelei? Miskien nie met 'n gebed nie, miskien met haar lewe. Dat jy in haar lewe gesien het, maar ek wil ook so leef. Ek wil ook so ma wees eendag. Jy's 'n voorbeeld vir jou kind. En daarom hierdie beeld wat 'n vrou of 'n ma in 'n kind se gemoed het, sal altyd daar wees. Altyd daar wees. Daarom het ek vanoggend hierdie rosie gepluk. Nelly het die rose geplant daar voor ons tuin, en hier is die laaste rosie voor die winter, die ander is nou almal. En weet julle, hierdie roosbome het vir my so baie beteken, omdat ons die rose daar in ons plekkie daar waar sy dood is, in die aftreeoord saam geplant het. Maar sy het elkeen geplant, hierdie rooi roos. En dis hoekom ek wil hê sy moet hier wees. Sy is die ma van my kinders.
Sy was die vrou 55 jaar in my lewe en ek was nie die beste man wat daar was in die wêreld nie. Maar ek weet dat hulle 'n goeie ma gehad het. Kan ek dit weer sê? Ek weet julle is moeg daarvoor, maar ek sê dit omdat dit vir my so baie beteken het. My jongste dogter wat nou in Swede bly, Tina, is haar naam. Toe sy die oggend na my studeerkamer, sy was soos ek 'n vroeë mens. Ek staan vroeg op en dat ek maak 'n koffie en soveel keer gehaal, dan kom sy met haar koffie in die studeerkamer in. En sy het weer daai oggend met die koffie in die studeerkamer gekom en ek dog toe sy gaan iets sê en toe kom sy in die studeerkamer in. Sy sê, "Pappa, ek wil vir jou dankie sê." Ek dog toe sy vir my dankie sê omdat ek so goeie pa is of wat ook al. En toe sê sy hierdie woorde: "Pappa, ek wil jou dankie sê vir die goeie ma wat jy vir ons gekies het." Ek het baie foute gemaak, maar die kinders sê ek het 'n goeie ma gekies vir hulle. En daarom staan daar, ek sê nie wat ek nou sê lelik nie. Natuurlik is 'n mooi vrou mooi. Natuurlik is dit so. Maar wie die probleem is, daar's baie keer 'n mans wat gaan net vir die mooi vrou, maar hy onthou nie daai mooi vrou moet eendag ook die ma van my kinders wees. Nou sê ek nie mooi vrouens gaan nie goeie vrouens wees nie. Asseblief, moenie dit sê nie. Maar hier in Spreuke sê, jy weet, skoonheid vergaan. Maar 'n goeie ma in haar kinders se gemoed bly voortlewe. Dankie pa dat jy vir ons 'n goeie ma gekies het. Ek sluit af. Ma's het ook beperkings. In die Bybel staan daar nêrens vrouens is volmaakte mense nie. Hulle het ook foute. My ma het ook foute gehad. Ja, verseker. Maar weet jy, dit gaan vanoggend oor nie dat sy alles reg gedoen het nie. En ek weet nie julle nie, maar ek dink ouderdom het een mooi ding vir my, seker vir julle ook. En dit is dat ek die slegte dinge vergeet. As iemand vir my sou vra, het jou pa en jou ma ooit rusie gemaak? Dan weet ek hulle het, maar ek het dit vergeet. Daar's party mense wat al die slegte goed onthou. Maar ek wil die goeie dinge onthou. So as ek nou my ma dink, of as ons nou vanoggend aan ons ma's dink, dan moet ons gaan dink aan die goeie dinge. Nie die slegte dinge nie. Die slegte dinge was daar, verseker. Want jy sien, dit gaan in die gesin nie oor volmaakte mense nie, hoor mooi. Dit gaan in 'n gesin oor die verhouding tussen mense in die huis. Verhoudinge. En weet jy, stikkende, gebroke mense kan ook goeie verhoudinge hê. En daarom dink ek, as iemand vir my sê, wat is die definisie van 'n gelukkige gesin? Is daar baie dinge wat ek sou wil sê. Maar ek sou sê, die definisie van 'n gelukkige gesin is waar daar gelukkige verhoudings in die huis is. Sou ek sê. Goeie verhoudings, gelukkige verhoudings. En ons het nie altyd die goed raak gesien nie. Ons het dit nie altyd waardeer nie. Maar hoe ouer jy word, hoe meer onthou jy die goed. Ek dink ek kom van my ma se kant af, want ek huil nogal maklik. My ma het baie gehuil. Sy het gehuil as sy bly is. Sy het gehuil as sy hartseer is. Sy het gehuil as sy opgewonde is. Maar weet jy, haar trane het vir my altyd 'n betekenis gehad. Iemand wat huil, ontbloot hom. Het jy geweet, as iemand wat huil, ontbloot eintlik sy hart. Jy staan amper nakend voor iemand. En daarom is ek so bly dat Psalm 56 vers 9 waar was. God tel ons trane.
Ek weet nie of julle die voorreg gehad het om in Israel te wees nie. Ek het 'n klomp toergroepe gevat, Israel toe en Egipte toe, maar die een plek, twee plekke eintlik, maar is op naby mekaar, is die Olyfberg, want die Olyfberg is daar waar Jesus opgevaar het hemel toe. Maar dan is daar 'n entjie van daar af 'n plek waar 'n kerk gebou is in die vorm van 'n groot traan. En die kerk word genoem ook die kerk van die traan. En dis waar Jesus gesit het en afgekyk het na Jerusalem en gesê het: Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil jy by mekaar maak soos 'n hen haar kykens, maar julle wou nie. Hy daar gesit en huil. As julle ooit daar in Israel kom, gaan kyk na die kerk van die traan. Ons ma's se groot opofferings. Hierdie sinnetjie gaan ek lees en dan gaan ek net twee goedjies sê en dan is ons klaar. Hierdie sinnetjie het ek geskryf en dit het vir my beteken. Hoor mooi, niks wat in liefde gedoen word is ooit verniet nie. Niks wat in liefde gedoen word is ooit verniet nie. Dis nie verniet nie, maar dit kos ook jou. Dit kos jou ook. Liefde kos jou. En toe ek so baie boeke gelees het oor rou, met die dood van my vrou en my kleinkind wat in 'n ongeluk dood is, en hier sit baie skalk onlangs sy vrou verloor ook. En so sit ons hierso. En toe lees ek hierdie sin. Rou is die prys wat jy betaal vir ware liefde. Rou is die prys wat jy betaal vir ware liefde. Ware liefde laat jou rou. Dit laat jou hier binne kan seer wees. Hoekom? Van die een wat jy baie lief gehad het. Moedersdag is liefdesdag. Moedersdag is dankiedag. Moedersdag is waardeerdag. Amen. Here, dankie vir die brief wat ek kon aflewer. 'n Moedersdagbrief. En daarom weet ons elkeen het vanoggend trane in ons oë, want hierdie Moedersdagbrief beteken vir ons so baie. Hierdie Moedersdagbrief wat ek kon aflewer, het soveel herinneringe, het soveel verlange. Kan ek tog maar net een keer nog gepraat het met my ma, kon ek maar nog net een keer af vasgehou het. Maar Here, as ons hier met ons vrou sit, hulle wat hier is met hulle vrou en met hulle ma, ek weet, hulle gaan hulle ma's vandag drukkies gee en vir ma vandag sê dankie ma. Telefoon, ma, ek is nie daar nie, maar onthou ma, ek is baie lief vir jou. Baie dankie vir wat ma vir my beteken het. Ek is jammer dat ek soms vir ma seer gemaak het. Maar ma, ek is lief vir jou. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën vanoggend van die Here en die mooiste seën wat ek oor julle kan uitspreek is: God seën julle as families. Amen.